Ek wil begin vanoggend sommer vir jou hierdie storie te lees van 'n ouerige oom wat sy seun bel en hy sê luister, ek en jou ma gaan skei. Na 45 jaar voel ons genoeg is nou genoeg. Die seun kan nie sy ore glo nie. Hy sê wat bedoel pa genoeg is genoeg? Sy pa sê vir hom wel, weet ons kan mekaar net nie meer verdra nie. Ek's moeg vir haar klaar en sy is moeg vir my snork. Maar ek's nou klaar gepraat, bel jou suster en sê vir haar. En die ou sit die foon neer, bel sy sussie dadelik en sê jy gaan nie glo wat het ek nou net gehoor nie. Sy is briesend. Sy sê oor my dooie liggaam, sy druk sommer die foon dood. Sy bel dadelik haar pa terug en sy sê pa, weet wat gaan aan? Luister nou mooi vir my. Julle doen niks nie. Julle sien nie prokureer nie, julle teken niks nie, julle doen niks nie. Ek en Boeta is op die vliegtuig, ons vlieg môre deur, dan gaan ons hierdie ding mooi deurpraat. Sit die foon neer. Die ou draai na sy vrou toe met so groot glimlag op sy gesig. Hy sê altyd die kinders kom huis toe vir Kersfees en hulle betaal hulle eie kaartjies. Genoeg is genoeg. Ons begin 'n reeks wat ons noem genoeg is genoeg, maar dis 'n ander tipe genoeg is genoeg. Dit is om te sê genoeg is regtig genoeg. Ons het laasweek afgesluit met ons reeks oor sy glorie, my storie waar ons gepraat het in Hebreërs oor die heerlikheid van God wat my storie vorm en ons wil net nog so vir 2 weke bietjie verder kuier in Hebreërs want hy sluit die boek af, die skrywer van Hebreërs met iets so belangrik dat ons nie dit kan mis eintlik nie. Aan die einde van die boek is daar hierdie gedagte dat as jy dit regtig wil embrace, as jy die boodskap hoor, jy snap dit en jy wil dit embrace, jy wil die heerlikheid van die Here, met ander woorde, die spulpunt van jou lewe maak, die senter van jou lewe maak, dan kan jy nie hierdie stelling mis nie. Genoeg is genoeg. Okay, so dis waaroor ons gaan praat net so vir 2 weke. Hier is die skrifgedeelte, Hebreërs 13 vers 5 hier in die einde, sê hy, hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. Dis die sleuteldeel. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie. As ons sê, ons glo dit, as ons sê God is ons voorsiener, hoekom leef ons nog asof alles van ons afhang? Dink gou vir 'n oomblik aan daai stelling. Nee, en ek sê ons, want ons almal is in daai bootjie partymal waar die manier hoe ons worry oor goed, die manier hoe ons worry oor finansies, oor die werksgoeders, oor goed in my lewe wat gebeur, oor die verhoudings in my lewe wat ons so probeer inspring, onsself mors dood werk, om alles te maak werk, leef ons asof dit net van ons afhang, as ek dit nie maak nie, as ek misluk, is dit verby. En tog is die Here die ene wat ons voorsiener is en sê man, ek saam met jou, ek gaan jou help. Jy sien, solank as wat ons daar funksioneer waar ons so gespanne, gestres is dat alles van my afhang, gaan ek sukkel om die heerlikheid van die Here, die spulpunt, die middelpunt van my lewe te maak, want my fokus is op al die ander goeders wat ek moet maak werk in die lewe. Nou, hier's 'n stuk realiteit is dat almal wat hier sit, weet wat dit is om veral want die goed waaroor ons baie maal worry is juis ons finansies. Dit's 'n groot deel van wat ons lewe opmaak en ons weet wat dit is om te stoei en te worstel met finansiële druk. Verskillende mense op verskillende vlakke. Vir party ouens is dit ek weet nie of ek genoeg het om deur hierdie maand te kom nie. Vir ander ouens is dit 'n ander vlak van uitdagings in terme van ek weet nie of ek genoeg gaan hê om salarisse te betaal aan die einde van die maand nie, of ons deur hierdie ding gaan kom nie. Partymal wonder ouens, jong ouers oor die toekoms van hulle kinders, gaan ek genoeg hê om hulle deur die universiteit te kan sit? Jy weet, en ons almal het areas waarin ons stry, party ouens selfs is bekommerd, gaan ek dalk my werk verloor in die huidige ekonomiese omstandighede. Maar die Here wil ons innooi in 'n ander manier van leef, te midde van die ekonomiese of watter omstandighede ook al. Om vanuit sy rus te leef, nie vanuit 'n plek van soeg en sweet vir elke sent wat jy nodig het nie. Maar om uit sy rus te leef. So dis die tema van vanoggend se boodskap is net om 'n plek te kom waar jy vir jouself sê, sy rus is vir my genoeg. Sy rus is vir my genoeg. So, jy is welkom te lees saam met my. Ons gaan in Hebreërs 4
gaan ons vanoggend se skrifgedeelte begin. Hy sê daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want elkeen wat in God se rus ingaan, rus ook van sy eie werk, net soos God van syne. Laat ons dan ons beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Daai vers word gekwalifiseer deur vers 2. Ons gaan gou terug na hom toe waar hy sê, want hierdie blye boodskap van 'n plek van rus het ons ook ontvang net soos hulle. Hy praat van die Israeliete. Dit het hulle egter niks gebaat nie, omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het, nie geglo het nie. Omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het, nie geglo het nie. Hy praat hier van rus en Hebreërs 4 is eintlik 'n baie diep en baie vol hoofstuk. En hierdie Sabbatsrus waarvan hy praat, kan ons 'n hele reeks gaan oorskryf. Ek gaan dit opsom weer vir julle sê, daai Sabbatsrus is Jesus self. Is Jesus wat sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Onthou, die hele Hebreërs kom lig Jesus op as die een wat verheerlik word, as die verteenwoordiger van die heerlikheid van God, en in hom is ons dan draers van die heerlikheid. Dis waar die Hebreërs gaan, en dan hier praat hy van hierdie Sabbatsrus, wat ons eintlik in Jesus kom ontdek. Ons gaan volgens nie daai kant toe gaan nie. Ek wil twee goed sê ten opsigte van hierdie gedagte en hierdie twee skrifverse. Die eerste een is dat die fondasie van rus kom in jou vertroue in God se voorsiening. Die fondasie van rus word gebou in daai vertrouensverhouding tussen jou en die Here, dat hy ons voorsiener is. So wat gebeur het in Israel waarvan ons lees, hulle het nie geglo nie, hier's een van die stories. Hulle is in Israel, God is hulle voorsiener. Ja, hulle is in die woestyn altans. En ja, jy weet, dis moeilike tye, daar's nou nie 'n Spar en 'n weet 'n vleismark en wat ook al, kan gou vleisie gaan koop om te braai of selfs skiet om te braai nie. Dis woestyn. Maar die Here voorsien kos. Hy voorsien lekker hoendertjies in die vorm van kwartels en hy voorsien manna vir hulle. Maar nou sê hy vir hulle, ouens, tel net genoeg op om vandag te eet. Maar jy weet hoe dit gaan met die mense, jy weet, ons bid vir die Here, ons gee dit vir die Here, nee, ons vertrou die Here, dan stap ons weg en dan worry ons verder daaroor, ons probeer ons plannetjies maak en die goeders uitsorteer en ons eie ding doen. En dis presies wat hulle doen is, ja, dankie Here wat U voorsien het hierdie manna, en dan so skelm tel hulle ekstra op en druk dit in die sak en die volgende oggend toe is daar wurmpies in en dis vrot en mif en die Here sê ek moet vir julle gesê vertrou my. Ek gaan weer vir julle voorsien. So hulle het gesukkel om te glo as die Here sê vertrou my. Het hulle gesukkel om te glo, maar Jesus kom en ons sien die teenoorgestelde in hom. Hy sê in sy lering in Matteus 6 sê hy soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Begin daar. Soek die koninkryk van God, vertrou die Here, vertrou hom as jou voorsiener. Maar dan raak hy prakties, hy wys vir hulle hoe hierdie ding werk. In Matteus 14, wanneer klomp, hy's besig om te preek, hulle hou kerk, ons klomp mense bymekaar, 15,000 in die skare, die mense raak honger, dis die probleem wat opduik. En dan sê Jesus, wat het ons? Hier sê die seentjie wat kom met 2 visse en 5 broodjies en hy gee dit vir Jesus. Jesus sê dis genoeg, dis meer as genoeg. Die disippels vra, hier is die Johan vertaling, okay, jy kan die storie gaan lees daarso. Die disippels vra of sê eintlik maak die stelling sê, hoe op aarde kan dit meer as genoeg wees? Kyk hoeveel broodjies, hoe min is hierdie kos, kyk hoe baie is die mense. Jesus sê, want ek vertrou my Vader. Slaan sy oë op, hy bid vir die kos en begin dit uitdeel en dit was inderdaad meer as genoeg. Hoekom? Want hulle 12 mandjies na die tyd opgetel. Jesus het vertroue gehad dat sy Vader is die voorsiener. Hy gaan gee wat nodig is en al is die omstandighede sê anders, is daar 'n stuk vertroue in sy Here. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet ek gaan hier deurkom. En ek weet U gaan voorsien. Ek het vertrou hier. Dis die eerste ding wat ek wil hê jy moet hoor vanoggend, wat die Here in jou hart wil kom vasmaak is moenie fokus op die gebrek nie. Dis wat ons doen. Wat het ons nie? Hoeveel het ek nie? Wat se
wat se resources kort ek wat ek nie het nie. Here, ek weet nie om hierdie te doen. Ek het nie die wysheid nie. Ek het nie die geduld nie. Ek het nie die tyd om by daai uit te kom nie. Ek het nie genoeg geduld vir hierdie nie. Nee, ons fokus op wat het ek nie. Die Here roep jou en vra vir jou, wat het jy in jou hand? Dis wat hy vir Moses gevra het. Moses, wat het jy in jou hand? En hy werk met daai wat jy in jou hand het. Hy sê, vertrou my met wat ek reeds in jou hand gesit het, want dis genoeg. Genoeg is regtig genoeg. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê, is dat jy kan alleenlik floreer in die regte habitat. Wat bedoel ek met dit? Daai foto wat julle daar sien, is my tweede poging op 'n YouTube DIY video, okay? So ek sien hierdie videoetjie, as jy kan sien daar, daai klippe, dis so 'n fonteintjie. Hy loop so uit, ek's baie lief vir water, so 'n fonteintjie. En hierdie tannie op YouTube verduidelik mooi om dit te doen. As jy kry 'n lekker groot pot, sit 'n emmer in die middel, maak hom toe met grond en dan pomp hy nou water uit en dan plant jy jou plantjies en ek volg haar stap vir stap. Sy het stap vir stap verduidelik, ek het stap vir stap gevolg, okay? En dit lyk pragtig, is hierdie pragtige blomme en te mooi, lyk te mooi. 4 dae later hang die blomme so en die blare, jy weet, die blare beginne ook so te hang en ek dog meer water. Ek sit nog water by, jy weet. Maar wat die tannie nie gesê het nie, ek nie geweet het nie, sy sit heel onder klippe verdry neer, in klein klippietjies. En dan sit die grond bo-op dit. So wat gebeur het is die onderste grond het klei geword en hard geword en in daai gat wat hulle in die pot sit gaan vassit. So toe ek daai plante uithaal, is dit so 'n mushy, lyk soos chocolate slush puppy. So, daai arme plante is nie waterplante nie. Hulle het begin verdrink, is letterlik wat gebeur het en ek het hom oor begin en alles uitgehaal en klippe gegooi, die emmer gesit en van die sand en goedjies omgesit, die potting soil omgesit en al die mooi lekker goedjies binne gesit, die plante geplant, is nou 3 weke later. Hulle floreer. Hulle lyk mooi en hulle doen goed en ek bestuur nie die hoeveelheid water wat hulle moet kry. Party plante, as jy hom in die son sit, dan love hy dit. Moet hom in die koelte sit nie, ander is net andersom. Hy behoort in die koelte. Hy het 'n spesifieke plek waar hy gaan floreer. Jy kan dit sien in die plant, hy wys vir jou. Ons het so een plant daar. Ek het nie groen vingers nie en ek nie my eens vra wat sy plant se naam nie. Maar hierdie plant, as hy nie water kry nie, as hy eendag nie water kry nie, hy lyk soos hierdie bos, so 'n bos met sulke pragtige wit blommetjies om hom. As hy eendag nie water kry nie, dan lê hy so plat. Die eerste keer toe ek sien, toe dog ek, vragtig, gebeur dit weer. Hierdie plant het nou net gevrek en nou het ek hierdie ene gekry en nou vrek hy ook. Ek moet maar ophou met hierdie ding en ek gee hom maar toe my water en 'n uur later toe ek uitkom, hier staan in die plant weer. Ek het in die eerste diens gesê ek dink is 'n vroulike plant. Ek besef dit was 'n fout gewees. Ek sal dit nie in die tweede diens sê nie, maar ek sal sê die plant is baie dramaties, okay? Ek sê vir Renay, hierdie is 'n dramatiese plant. Sy nie 'n bietjie water kry nie dan dit lyk vir al sy toys uit die kot uitgooi en net so gaan lê. Die realiteit is ons almal het 'n plek waar jy optimaal funksioneer en waar jy floreer. En vir ons almal is die beginpunt, die basis van daai goeie habitat is die Here se rus. Hoor wat ek vir jou sê vanoggend. Ons is gemaak om vanuit die Here se rus uit te funksioneer. Weet nie of jy dit weet nie, maar as jy gaan lees wanneer die Here praat van en hy het gerus op die 7de dag, is dit die mens se eerste dag gewees. Die mense is op die 6de dag geskaap, by die 7de dag. Imagine dit. Daag jy op die aarde en die Here sê, welkom, rus 'n bietjie. Dis omdat ons nie rus net omdat ons moeg is nie, ons rus vanuit dit wat ons ontvang in die krag en die inspirasie, die inspraak van die Here in ons lewens. En rus in die Here is die optimale plek, dis jou plek waarin jy floreer. Hoor wat sê hy, Hebreërs 13, onthou ons is nou aan die einde van die boek, 5-6, sê hy, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, en ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dis 'n plek van rus daai. Ten spyte van al die uitdagings, ten spyte van die moeilikheid wat daar is, sê hy, die Here is my helper. God is aan my kant.
Daar's 'n stuk vertroue daar, daar's 'n stuk confidence daar, daar's 'n stuk wat die Bybel praat van die Heilige Gees wat kom, hy gee vir ons die vrede wat die verstand te bowe gaan. Dis daai oomblikke waar jy kyk na al die moeilikheid en jy kom na die Here toe en jy sê, Here, my kop gaan breek en my hart gaan dit nie hou nie as U nie nou in hierdie oomblik ingryp en vir my rus kom gee nie, en vir my vrede kom gee nie. Dan gee hy daai vrede wat die verstand te bowe gaan, want jou verstand sê vir jou, jy moenie vrede hê in hierdie tyd of in hierdie seisoen of in hierdie moeilikheid nie. Jou verstand vertel vir jou presies hoe die omstandighede lyk en hoe jy dit nie gaan maak nie. Maar die Here kom en sê, ek word nie deur omstandighede beïnvloed nie, ek word nie deur omstandighede beheer nie, ek is God. Ek het die laaste sê. En dis daai plek van vrede waar jy kom en die Here bring gewoonlik deurbrake en antwoorde en kreatiwiteit en wat jy nodig het om deur daai seisoen te kan kom. En so ek wil hierdie vat net na 'n praktiese oomblik toe, net vir 'n moment. As dit so is, as Jesus sê vir ons kan nie God en mammon dien nie, ons kan nie die geld God, dis mammon. Hy sê die een dien jou, geld dien jou, ons dien nie geld nie. Maar die rede hoekom hy dit sê is want dis een van die areas wat vir ons die moeilikste is. Juis om oorwinning te kry in hierdie area. So ek het 4 praktiese goed wat ek net gou wil huis toe bring. En vir jou sê gaan kyk hier na hierdie 4 areas om jou te help om in 'n plek van rus in jou finansies te kan beweeg. Die eerste ene is identifiseer daai plekke waar jy vanuit vrees jou finansies hanteer. Net vra jouself 'n vraag, hierdie finansiële besluit, is dit uit paniek of uit geloof uit? Want die vrees kom nie van die Here af nie. Die woord sê, 2 Timoteus sê, die Here het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Okay. So as ek daai spasie is en ek doen dit uit vrees uit, identifiseer hom en dan die tweede ding is vervang daai vrees met vertroue. Vervang daai vrees met vertroue. Begin jou finansies so te bestuur asof dit 'n trust fund is wat aan God behoort. Dis sy trust fund. Dis sy verantwoordelikheid. Behoort aan hom. Here gee my wysheid. Wat moet en wat moet nie? En wat gaan eer bring aan U naam? Dis U trust fund hierdie. En dan begin jy uit geloof uit jou finansiële besluite neem. Die derde ene is leef dan ook met 'n oop hand. Nee, dis wat hy sê Hebreërs 13 vers 16 sê hy moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie. Want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. So wanneer ou met 'n oop hand leef, wanneer jy leef met generosity, met 'n gewende hart, met 'n blymoedige gewers hart, dan sien God dit raak en hy sien geld dit nie beheer oor jou nie. En dit sit jou in daai spasie van ek is in die rus van die Here. En ek neem besluite vanuit daai plek uit. Ek kan funksioneer, ek kan floreer in daai plek. En met dit, onthou, ons is nie by prosperity wat sê, as jy nou hierdie bietjie gee, gaan die Here vir jou miljonair maak. En dan but wait there's more, as jy nou nog hierdie ook, ons is nie daar nie. Waar ons is net om te sê dat die Here is die beheer van hierdie trust fund wat aan my toevertrou is. En ek vertrou hom, ek gee dit oor aan hom en vanuit daai plek uit beleef ek rus of dit daar goed gaan of nie so goed gaan nie. Dit beïnvloed nie my vrede en my geluk nie. En as ek uit daai plek uit dan begin leef met 'n oop hand, dan breek ek daai hou vas wat finansies oor my lewe het. Die laaste ene is hê 'n Sabbat vir jou finansies. Wat bedoel ek met dit? Sabbat is daai plek waar ek net spasies en ruimte skep. Margin in my lewe inbou om te rus. Om te rus in die Here. Dis wat die hele idee met 'n Sabbat is. En as ek dit vir my finansies kan doen, met ander woorde, ek bou margin in. Ek leef nie al my geld op nie. Nee, die slim boere weet, jy eet nie die saad nie. Die saad is verplant. Volgende seisoen plante kom, want dan gaan ek oes uit hom uitkry. As ek die Here begin vertrou, as Here help my om margin in my finansies in te bou, gaan op 'n plek wees waar ek nie so stres nie, gaan ek op 'n plek wees waar as die Here my lei om 'n baadjie te saai, kan ek dit doen. Wanneer ek my tiendes en offergawes bring, doen ek dit sonder om te worry, waar gaan ek dit opmaak?
Wanneer die Here my roep om in sy koninkryk betrokke te wees, dan kan ek dit doen sonder om bekommerd te wees. Dat ek het margin ingebou, ek het daai Sabbat in my finansies, daai Sabbat konsep ingetrek. Weer nooi om te dink vir 'n oomblik hoe dit sal wees, om te imagine hoe dit sal wees as jy nooit finansiële stres het nie. As jy op 'n plek is waar dis vir jou 'n non-issue. Nie omdat jy sakke vol geld het nie. Kan ek jou net sê, as jy sakke vol geld het, bietjie geld, bietjie worries, baie geld, baie worries. Ek sê julle, dis 'n waarheid. Ek het dit geleer met my kinders. Kinders klein moeilikheid, kinders groot moeilikheid. Okay? Vra die ouens wat wel daar is as jy dink finansies en net meer geld of meer gaan dinge verander, dit maak sekere goeders makliker, verseker. Okay, dis beter om 'n kar te ry wat nie gaan staan nie as ene wat elke tweede blok gaan staan en olie lek en al daai goeders. Dit is beter, okay? Maar dit vat nie jou finansiëel, dit vat nie daai stres weg nie. Dit maak dit 9 uit 10 keer meer intens. Meer om oor bekommerd te wees. Kan nie dink hoe dit is om glad nie daar te hoef te leef nie. Om ten volle op die Here vertrou en vanuit sy rus uit te kan beweeg. Hoe minder stresvol jou lewe, hoe minder ek worry oor dit, hoe meer is ek in daai plek van, die lewe is lekker. Dis waartoe die Here jou nooi. Sê stap hierdie pad saam met my en vertrou my. Vertrou my as jou voorsiener en beweeg in die beste habitat waar jy uit my rus uitleef. Wanneer ons dit doen, gaan ons fokus begin swaai en ons gaan sy heerlikheid die middelpunt maak van hoekom ons hier is en wat ons doen en nie om by die oplossings van al die probleme wat ons in die gesig staar en hulle is daar en die Here gaan ons deur hulle help, maar dit word nie die fokus nie en dit word nie die middelpunt nie.